Here, soos ons vanaand hier sit, het elkeen van ons eie diep, onuitgesproke behoeftes. U ken daardie diepste behoeftes. U ken ons diepste hartsbegeertes. Ons bid dat u ons ook daarin sal ontmoet en dat u vir ons die wysheid sal gee waarmee ons lewens kan leef. Amen. Ek vermoed dat die meeste van julle hier is omdat die tema waaroor ons vanaand met mekaar gesels jou op een of ander diep manier aangespreek het. Ek vermoed ook dat die meeste van julle dalk iets beleef van 'n lewe wat nie gesinkroniseer voel nie, 'n lewe waar mens die ervaring het dat goed op 'n manier uitmekaar skeer. En vanaand toe iemand hier instap, toe vra sy, waar is die juggler? Julle is die jugglers. Elkeen van ons is die jugglers. Want ons is die mense wat elke dag van ons lewe probeer om al die verskillende balle in ons lewe te juggle. En party dae kry ons dit so 'n bietjie reg. Ander dae voel dit asof ons dit glad nie reg kry nie. Maar ek dink een van ons diepste behoeftes is dat ons eintlik 'n behoefte het aan 'n geïntegreerde lewe. Een van die dinge wat ek nogal dikwels by mense sien, is dat 'n mens hierdie ervaring het dat jy wil graag 'n dieper lewe leef. Jy wil 'n dieper verhouding met die Here hê. Jy wil graag hê daar moet meer sin in jou lewe wees. Maar jy kry dit nie reg nie. Want dit wat die lewe van jou vra, is net te veel. So, ek hoop dat ons in hierdie 6 weke wat ons oor hierdie tema gaan gesels, saam op 'n reis kan wees waar ons vir mekaar sê jy het nie nodig om in 'n klooster te gaan bly om op 'n manier iets van 'n heilige ritme in jou lewe te ontwikkel nie. Daar is waarskynlik 'n aantal kleinerige aanpassings en ek wil spesifiek sê kleinerige aanpassings is wat ek in my lewe moet maak om iets van 'n groter heilige ritme in my lewe te ervaar sodat daar meer van 'n integrasie kan kom. Ek dink as ons vanaand gesels oor hierdie eerste tema van om alles vir almal te wees, voel baie van ons nogal dat ons so 'n bietjie uitmekaar getrek word. 'n Ander spreekwoord wat ons so graag gebruik is om te sê dit voel asof die kers aan alle kante gebrand word. Miskien het dit daarmee te doen dat ons baie dikwels aan onsself 'n klomp onrealistiese eise stel. En dat die lewe as sulks ook aan ons onrealistiese eise stel. Maar nou wil ek verder gaan en sê dat ons dikwels ook aan mekaar onrealistiese eise stel. Die wêreld waarin ons leef is van so 'n aard dat ons hierdie goed aan mekaar doen. Dikwels voel ek dit word aan my gedoen, maar soms is ek ook die een wat dit aan ander mense doen. En ek dink dit is een van die eerste groot vertrekpunte van vanaand. Ek kan nie alles vir almal wees nie. Die implikasie is, en ons gaan later in hierdie reeks weer waarby stil staan, is dat ek soms vir sekere goed moet nee sê. Ek moet. Want ek is net 'n beperkte mens. Ek kan nie alles vir almal wees nie. Die dilemma is juis dat baie van ons wel probeer om alles vir almal te wees en die implikasie, die resultaat daarvan is dat ons eintlik dan hierdie totaal verkeerde lewens leef. Archibald Hart skryf 'n ding wat my ongelooflik aangryp en ek is baie lief vir hierdie aanhaling waar hy sê people in a hurry never have time for recovery. Their minds have little time to meditate and pray so that problems can be put in perspective. In short, people in our age are showing signs of physiological disintegration because we are living at a pace that is too fast for our bodies. Nou die interessante ding van hierdie aanhaling is as 'n mens vandag vir enige dokter wat op 'n manier 'n bietjie na mense se holistiese gesondheid kyk sou vra, wat sien jy voor jou? En ek het nou die dag met so 'n dokter gepraat. Toe sê hy vir my, hy het in sy hele lewe nog nooit met soveel pasiënte gewerk wat aan een of ander vorm van uitbranding ly nie. Op een of ander manier het mense hierdie ervaring dat hulle net te dun gesmeer is, dat hulle net nie meer kan nie.
'n ander dokter met wie ek ook nou die dag gesels, en ek toets hierdie altyd as ek met 'n, en dis nogal eintlik waardevol, gewoonlik 'n GP, iemand wat met gewone mense se skete en kwale werk, dan vra ek vir hulle, hoe beleef jy hierdie? En ek net so rukkie terug, te vra ek weer vir 'n doodgewone algemene praktisyn, wat sien jy in jou spreekkamer? Haar antwoord was, tot 85% van mense wat op 'n daaglikse basis in haar spreekkamer sit daar met lewenstyl verwante siektes. Siektes wat hulle sê, my lyf kan nie meer nie. My siege kan nie meer nie. Die las wat ons as mense dra is net te swaar. Nou hierdie ding van uitbranding sal baie mense sê, jette, maar is dit nou iets waaroor mense in die kerk moet praat? Verseker. En die rede hoekom ek dit sê is, dis juis omdat ons nie 'n geïntegreerde spiritualiteit het nie. Dis juis omdat ons nie vanuit 'n spirituele konteks na ons lywe, na ons daaglikse ritmes, na ons doodgewone alledaagse lewens kyk, dat ons daar nie daarin slaag om 'n geïntegreerde lewe te leef nie. Iets soos uitbranding kan iets wees wat 'n mens baie vinnig sê. Jy kan baie vinnig sê, ek is uitgebrand. Maar dit kan ook wees dat jy aan 'n baie ernstige vorm van uitbranding ly en dit nie eers besef nie. En dit gebeur dikwels met mense. Nou 'n eenvoudige definisie vir uitbranding is a form of exhaustion caused by constantly feeling swamped. 'n Gevoel van uitputting veroorsaak daardeur dat ek konstant oorweldig voel. Nou die probleem met uitbranding is, wat doen 'n mens daaraan? En ek dink ons kan natuurlik nou in diepte daarin probeer ingaan. Ek dink daar's wonderlike artikels wat 'n mens sommer op die internet kan gaan lees. As jy vanaand hier sit en jy besef, joh, miskien is dit dalk werklik 'n probleem. Maar ek dink een van die belangrikste goed wat 'n mens eintlik sou kon doen, is om vir jouself te sê, hierdie ding moet op 2 vlakke aangespreek word. Op 'n baie praktiese, fisiese vlak, waar ek aanpassings moet maak in die manier hoe ek lewe, in my doodgewoon alledaagse lewe. Ek praat nie hiervan om jou werk te bedank en om op een of ander eiland te gaan bly nie. Baie van ons wil dit graag doen, maar dit is nou nie so realisties nie. Ek praat van baie klein, alledaagse aanpassings, en ons sal later van tyd daarby uitkom. En dan natuurlik ook om op 'n meer geestelike of 'n spirituele vlak toe te laat dat God my ontmoet in my lewensomstandighede en dat die Here my binne in my lewensomstandighede transformeer en omvorm. Dat hy ook my gewoontes en my keuses en my lewensritmes transformeer en omvorm. En dis waar hierdie Matteus 11, wat ek in die begin as Wotum gelees het, en dan veral die interessante vertaling in die Message, waar dit ons wil help om te sê, in God se realiteit is daar 'n ander tipe ritme. Jy kan nog steeds jou lewe leef, maar daar is bietjie 'n ander tipe ritme. En ek dink dis 'n belangrike ding wat ons sommer vanaand uit die staanspoor moet besef. Wanneer ek 'n diepgelowige mens is, wat erns maak met God in my lewe, moet ek altyd met my voete op 2 spore loop. Ek moet altyd wydspeen op 2 paaie loop. So as jy in jou lewe die ervaring het van my een voet loop hier op die realiteit van die lewe en al hierdie chaos wat die lewe van my vra, en my ander voet loop op die pad van 'n dieper begeerte na iets meer sinvol, dan wil ek vir jou sê, welkom. Want dit is die konstante stryd wat 'n mens sal stry as jy 'n diepgelowige mens op hierdie aarde is. Jy sal altyd besig wees om met jou voete op 2 paaie te loop. Die vraag is, op watter manier integreer ons hierdie 2 paaie? Hoe lyk daai integrasie prakties in my lewe? Wat is die tipe goed wat ek kies om te doen? Doen ek dit nie? Leer ek nie
om my lewe te integreer nie, is die resultaat daarvan, soos mense dit in Engels sou beskryf, detrimental. Die uiteinde hiervan is doodgewoon dat jou lyf en jou siege dit nie kan hanteer nie. En dat 'n mens uiteindelik inkonk. Nou, 'n mens kan hierdie natuurlik tot op die mees ekstreme vat. Ek dink een van die mees ekstreme voorbeelde wat ek nou onlangs weer gehoor het, was van 'n eintlik 'n relatief gesonde 54-jarige man, wat baie hard gewerk het, baie min geslaap het, maar baie graag 'n goeie lewe wou leef. Hy het die oggend opgestaan, langs sy bed gaan staan om sy skoene vas te maak en gonk, net daar, dood neergeslaan. Dit is die uiteinde daarvan, as ek nie daarin slaag om my lewe op 'n meer gebalanseerde manier te leef nie. En party van ons sê, nee man, ek kan die druk hanteer. Die vraag is, wat is die prys wat ek op 'n dieper vlak in my lewe daarvoor betaal? Is daar iets in my lewe wat dalk sou skade ly as ek nie daarin slaag om 'n meer gebalanseerde lewe te leef nie? Nou iets wat ek dink ons definitief vanaand 'n bietjie oor kan gesels, wat ek so vinnig wil aanraak, is die hele gedagte of verskynsel van multitasking. En ons weet, dis mos nou maar iets wat van ons almal gevra word op een of ander manier. Ek weet nie of julle dit onthou nie, maar 'n klomp jare gelede was daar so 'n advertensie op televisie van die vrou wat by die huis kom na werk en dan sy hier die telefoon aan die een oor en met hierdie voet trek sy die laai van die oond oop en met daai hand help sy 'n kind en dit gaan wild. So half asof hierdie persepsie geskep word dat dit eintlik is wat ons moet kan doen. Op 'n manier moet ons kan multitask. Nou interessant is dat die nuutste navorsing oor multitasking sê daar bestaan nie so iets nie. Al wat gebeur wanneer ons dink dat ons multitask is ons doen meer as een ding tegelykertyd ewe sleg. En die resultaat van multitasking is basies dat ek gediskonnekteer voel met my eie binnekant, dat ek ontevrede deur die lewe gaan, dat ek geweldig gefrustreerd raak en dat dit uiteindelik 'n destruktiewe resultaat in my lewe het. So vanuit 'n geloofsperspektief is ons uitnodiging definitief nie multitasking nie, maar juis om 'n meer bewuslike lewe te leef. Om in die oomblik besig te wees met dit waarmee ek nou besig is. Nou ek weet die onderwerp van mindfulness is 'n groot ding in die wêreld oor die algemeen. Mense lees verskriklik baie artikels daaroor, sielkundige tydskrifte, vreeslik baie inligting wat mense kry oor mindfulness. Dit waaroor ek hier praat is nie mindfulness in die algemeen nie. Hierdie is 'n bewuslikheid dat ek my lewe voor God leef. En dat ek daarom my lewe op so 'n manier wil leef, dat ek as mens ook kan floreer. Dat dit ook met my kan goed gaan, te midde van die lewe wat ek leef. Een van die groot maniere waarop ons natuurlik kan bewus wees, is die natuur, en ek dink die natuur kan ons geweldig baie help, om 'n meer bewuslike lewe in ons alledaagse lewe te leef. Ons wat in die stad bly, sal sê, "Sjoe, maar dis baie moeilik." Ek kry nou nie so baie geleentheid om nou in die natuur te kom nie. Ek dink dit is juist een van ons uitnodigings, is om die natuur rondom ons raak te sien. Vanaand, as jy huis toe ry, kyk bietjie of jy daai maan kan sien, wat amper vol is. As jy vanoggend 2 uur wakker word, gaan staan bietjie by die kombuisvenster. Dan kyk jy hoeveel sterre sien mense in die stad. Môreoggend as jy opstaan, kyk 'n bietjie by jou venster uit en sien 'n bietjie die silhouet van die bome teen die eerste oggendlig. Ons leef nog steeds te midde van die feit dat ons onsself in die stad bevind, in gebed, in hierdie ruimte van God se teenwoordigheid, wat hy vir ons elke gewone lewe wat ek leef, om my bewus te maak van sy groter realiteit.
Die interessante is dat wanneer ek begin om op hierdie manier deur die natuur bewus te word van God, dan begin dit stadig maar seker weer my filters of my lense instel om God raak te sien. Selfs op plekke wat ek hom nie sien nie. C.S. Lewis het 'n vreeslike mooi ding hier geskryf. Hy sê, "We may ignore, but we can nowhere evade the presence of God. The world is crowded with him. He walks everywhere incognito, and the incognito is not always hard to penetrate. The real labor is to remember to attend. In fact, to come awake. Still more, to remain awake." Om wakker te word. Om te begin raak sien. Om dieper te begin kyk as net dit wat voorhande is. Om nie toe te laat dat my gedagtes die heeltyd getrek word deur dit wat nou moet gebeur en deur dit wat nou verby is nie. En die implikasie hiervan, en ons praat nie vanaand in diepte daaroor nie, is dat ek ook stelselmatig begin om bewus te word van ander mense en definitief ook dat daar by my 'n selfbewustelikheid groei wat uiters noodsaaklik is as ek 'n meer gebalanseerde en geïntegreerde lewe wil leef. Een van die tekste wat ek dink ons as moderne mense baie hiermee kan help, is die pragtige storie van Moses in die brandende bos in Eksodus 3 vers 1 tot 7. Daar staan, Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. Die Here sê te vir hom, moenie nog nader kom nie, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Nou, hoekom sê ek dat hierdie een van die tekste is wat ons as moderne mense die meeste kan help? In hierdie gedeelte is daar 'n baie belangrike ding wat gebeur. En dit is dat Moses besig is om aan te gaan met sy doodgewone dagtaak en dan sien hy iets buitengewoon. Hy sou kon kies om by dit verby te stap. Maar dit trek sy aandag en hy sê, wat gaan hier aan? En dis eers wanneer hy aandag gee, dis eers wanneer hy nader stap, dat die stem uit hierdie brandende bos met hom begin praat. Dat die stem vir hom sê, Moses, hom op sy naam roep. En dan reageer hy en hy sê, hier is ek. En dan sê God vir hom, trek uit jou skoene, want die grond waarop jy staan, is heilige grond. Die heilige grond van my en jou lewe lê nie op een of ander ver vreemde plek nie. Die heilige grond is daar waar jy môreoggend staan en kosblikke pak. Die heilige grond is daar waar jy iewers in die week gaan kruideniersware koop. Die heilige grond is daar waar jy jou vergaderings hou. Die heilige grond is daar waar daai budget waarin jy al die hele week werk nie klop nie. Die heilige grond van jou lewe is in die doodgewoon alledaagse, maar dit word heilige grond die oomblik wanneer ek erken dat God deel is daarvan. En dalk is dit een van ons grootste foute, is dat ons dink dat die heilige grond waarna ek op soek is, op een of ander plek lê. Dit lê nie op 'n ander plek nie. Dit lê in jou eie lewe. In die verhaal van Paulo Coelho, die Alchemist, een van sy bekendste boeke, dit mos 'n interessante storie van hierdie ouetjie wat gaan soek na die skat
En dan gaan hy op hierdie ver reis, om uiteindelik uit te vind, dat dit waarna hy soek, versteek lê in sy eie vuurhart. Die heilige grond waarna ek en jy soek, is in ons eie lewe reeds. Die uitnodiging is, gaan ek dit raak sien en gaan ek toelaat dat God my in dit ontmoet. Maar daarvoor moet ek 'n bietjie aandag gee. Ek vermoed een van die redes hoekom ons sukkel om ons eie lewens te herken as heilige grond, en omdat ons nie die brandende bosse in ons lewe raak sien wat God vir ons wys nie, is omdat ons lewens versplinter. En ek wil hierdie graag vir julle as 'n metafoor wys, hierdie pie chart, om dit dan nou so te stel. Nou hierdie is nou sommer 'n lawwe voorbeeld. Mense kan nou allerhande ander voorbeelde ook aandink, maar ek dink hierdie sê nogal iets van die versplinterdheid van 'n mens se lewe, al die goed wat van jou gevra word. Nou wat ons normaalweg sou doen, is ons sou hierdie koek van ons lewe, sou ons in baie klein snytjies sny, en dan sou ons daarmee sê, dat God een van hierdie snytjies, my verhouding met die Here is een van hierdie snytjies in my lewe. Nou hoe dit mos nou werk, ek weet nie hoe dit by julle werk nie, maar ek dink met die meeste van ons werk het so kom ons veronderstel jou verhouding met die Here is nou 'n sny in jou lewe, en as jy nou baie gelowige toegewyde mens is, dan maak jy nou 'n lekker groot sny. Maar dan gebeur die lewe, jy het nou een of ander vreeslike deadline, of jy het een of ander verskriklike moeilike ding wat by die werk gebeur, en dan sê jy wel, die enigste plek waar ek nou 'n bietjie tyd kan steel is by daai snytjie, wat nou die Here se snytjie is. Dan sny jy nou maar so 'n stukkie daar af, en jy sê vir jouself, moenie bekommer nie, die Here sal verstaan. Ek sal weer volgende week, sal ek weer die volle snytjie inpas. En dan kom volgende week, en dan gebeur dit nie, en as jy jouself weer kry, dan is daar net so 'n ou sliwertjie. Ek weet nie wie van julle dit nou al beleef nie, maar 'n sliwertjie koek is 'n hartseer ding. Dis nie 'n lekker ding nie. Hy het die belofte en die potensiaal, maar dit is maar baie, baie sad. En dis dan uiteindelik wat gebeur met ons verhouding met God, is dit word so 'n ou sliwertjie. En dan kan ons nie verstaan, hoekom kry ons nie ons lewe geïntegreer nie. Miskien is die fout, juist die feit, dat God nie een van die snye van die koek is nie. God is die hele houer, waar binne my lewe gebeur. My verhouding met God is nie iets waarheen ek gaan, om 'n bietjie krag te gaan haal, of 'n bietjie inspirasie te gaan put nie. My verhouding met God wil die plek wees, waarvan af ek leef, waarvan uit ek kom. En ek hoop dat ons in hierdie paar weke op 'n manier daarby kan uitkom. Maar een van die moeilike goed is natuurlik om te sê, goed, die realiteit is, môre is weer maandag, ek moet my balle van vanaand af al begin juggle, ek moet my oog op al die balle hou. Dit voel onmoontlik, maar dit is nie. Dit is nie onmoontlik nie. Ek kan 'n dieper lewe leef. Die vraag is of ek bereid is om te sien dat dit nie nodig is dat daar 'n skeiding is tussen my daaglikse realiteit en my geestelike lewe, of dan 'n dieper behoefte aan 'n ryker lewe nie. Dis nie nodig dat die twee geskei is nie. Ons gaan net moet leer om anders daarna te kyk, om ons lewe op 'n ander manier in te rig. Maar dit gaan nie van self kom nie. Ons gaan dit moet kies. Ons gaan dit daagliks moet doen. Vir my is hierdie een van die mees inspirerende en bemoedigende aanhalings as dit oor hierdie integrasie van 'n mens se lewe gaan. Kathleen Norris wat sê, "The true mystics are not those who contemplate holiness in isolation, reaching God-like illumination in serene silence, but those who manage to find God in a world filled with noise, the demands of other people, and making a living." Die ware heiliges is nie die van ons wat in ons tyd kies om in 'n klooster te gaan bly nie, of onsself op 'n eiland af te sonder nie.
Ek weet dit klink lekker. Maar die ware heiliges is die van ons wat sê, dis nie vir my maklik om my lewe op 2 spore te leef nie, maar dit is vir my belangrik. En daarom gaan ek 'n nuwe manier van doen en 'n nuwe manier van leef aanleer. Ek wil graag vanaand vir jou een uitnodiging gee as jy beplan om hierdie hele reeks by te woon. En dit is dat jy iewers sommer vinnig vanaand of môreoggend gaan sit en vir jouself hierdie vraag vra. As jou lewe soos 'n brandende bos sou besig wees om met jou te praat, wat is jou lewe besig om vir jou te sê? As jy sou kyk na alles wat in jou lewe gebeur, wat is jou lewe besig om vir jou te sê? Dis die groot uitnodiging. Ek is regtig oortuig dat as ons begin om erns te maak met hierdie vraag, dan gaan ons ontdek wat Elizabeth Barrett Browning baie jare terug ontdek het, toe sy gesê het, Earth is crammed with heaven, and every common bush afire with God. But only he who sees takes off his shoes. The rest sit round and pluck blackberries. Natuurlik is daar niks daarmee fout om die bessies te pluk nie. Maar daai bos waar ek die bessies pluk, is a fire with God. En daai bos is jou gewone lewe. Volgende week gesels ons met mekaar oor hoe ons moontlik heilige ritmes in ons lewe kan integreer. Amen. Here, dankie dat U ons in ons doodgewone lewens wil ontmoet, dat ons nie nodig het om na een of ander klooster te trek of na een of ander ver afgeleë eiland te emigreer nie, maar dat U ons met die morsige taak wil help om ons lewens te integreer. Ons sit vanaand hier, omdat ons juis 'n diep begeerte daarin het. Help ons, wys ons, om te sien wat ons lewens vir ons sê, sodat ons U daarin kan ontdek.